Goeiemôre aan almal van u. Dit lyk soos die oorblyfsel, né? Wat hier is vanoggend. Maar welkom aan ons besoekers, almal van u wat gekom het. Ja, dis die einde van 'n jaar. Ek weet nie hoe u jaar gewees het nie. Ons staan op die drempel van 'n nuwe jaar. So my tema vanoggend is die Here sal voorsien. En ek wil hê jy moet saam met my deel in die studie wat ek gedoen het oor hoe die Here voorsien. Ek wil begin deur vir u te vertel van 'n persoon, hy's 'n predikant in Rusland wat in die tronk gestop is as gevolg van sy geloof. Hy was vir 10 jaar in die tronk mishandel en hy het dit swaar gehad. En ek wil vir u vertel hoe die Here vir hom voorsien het. Het u al gehoor van, ons is nou 7de dag Adventiste. Het u al gehoor van die 7de dag Os? Wie het gehoor van die 7de dag Os? The seventh day ox. So 'n paar. Ek wil u vertel van the miracle of the seventh day ox. Nikolai was, soos ek sê, in die tronk en hy moes elke dag met 'n ou os wat ook in die tronk gewerk het, met 'n karretjie gaan water haal het vir die tronk. Ver. Hulle kon net een vrag op 'n dag doen. Nou, die os se naam is Maxim. Maxim was oud. En die gevolg is dat hy het maar stadig geloop as hulle die water gaan haal. Die gevolg was dat Nikolai en Maxim moes 7 dae 'n week gaan water haal. En hierdie predikant wou graag Sabbat hou, maar hy moes gaan water haal. En hy het die Here gebid dat die Here moet help. En toe doen die Here 'n wonderwerk. U sien van Sondag tot Saterdag het Maxim stadig geloop. En toe kom hierdie wonderwerk. Van Sondag tot Donderdag het Maxim stadig geloop. En toe breek die Vrydag aan. En hier kom Maxim uit en hy draf. Hy draf om te gaan water haal. En hulle bring 2 vragte. 2 vragte. Genoeg vir die Sabbat. So Sabbat kom en Nikolai en Maximum hou die Sabbat. Maxim het geweier om op Saterdag te werk. Die 7de dag Os. Sien hoe die Here werk, selfs met diere. En dis net wonderlik. Ek het so rukkie gelede het ek gesien, daar was 'n video van 'n skilpad wat op sy rug lê. En sy pootjies spartel. Hy sal nie lewe nie. En toe doen die Here 'n wonderwerk. Hy stuur 'n buffel van alle diere. Stuur hy 'n buffel. En kyk wat doen die buffel. Hy draai die skilpad om met sy horing, sodat die skilpad weer op sy pote kan staan. 'n Wonderwerk. Selfs met diere. En dit is my tema vanoggend.
Nou die wêreld het 25 Desember Kersfees gevier. Kersfees. Die wonderlike dag. Maar kom ons kyk. Die kudde in die veld. Skaapwagters neem nie hulle kudde veld toe in die winter nie. Dit is te koud. Dit kan sneeu in die winter in Jerusalem en Bethlehem. So dit kon nie. Die geboorte van Jesus kon nie op 25 Desember gewees het nie. A blanket of snow covers the little town of Bethlehem. In Peter Bruegel's oil painting from 1566. Dit is sneeu. So vir Jesus om gebore te word op die 25ste Desember is heel onwaarskynlik en onmoontlik. Kom ons kyk of die Bybel gee nie vir ons 'n datum van die geboorte nie. Maar hier is 'n moontlikheid. En ek wil hê ons na hierdie moontlikheid kyk. Ons begin met die 2300 dae profesie in Daniël. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. It is well known and accepted fact in Christianity that Christ died in the spring. In the spring. Nou Google gaan hy nie oor nie. Daar is hy. So kom ons kyk. Ons gaan 'n bietjie kyk hier. Herfs, lente. Die helfte van die week sal hy offers laat ophou. Christus sterf in die lente. Kom ons kyk daar. Christus se bediening begin 3,5 jaar voor dit. Met ander woorde, toe hy gedoop is. 3,5 jaar voor dit. Christus was 30 jaar oud toe hy gedoop is. The decree of Artaxerxes went into effect in the autumn of 457 BC. From this date, 483 years extend to the autumn of AD 27. At that time, this prophecy was fulfilled. The word Messiah signifies the anointed one. In the autumn of AD 27, Christ was baptized by John and received the anointing of the Spirit. Dis in die groot stryd. So kom ons kyk hoe dit werk. Die profesie van 483 jaar. 27 na Christus is Jesus gedoop. 30 jaar voor dit is hy gebore in die jaar 4 voor Christus. Is hy gebore in die jaar 4 voor Christus. It is true that if Jesus was born at the latest in 4 BC, he would have completed his 40th year in AD 27, volgens die Bybelkommentaar. Christus gebore in die jaar 4 voor Christus. So kom ons kyk. En in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was in Judea. It says, according his 15th year would begin in the autumn of AD 27. According to Desire of Ages 233, the baptism of Jesus occurred during the fall of AD 27, and thus very early during the 15th year of Tiberius, volgens die Bybelkommentaar. Nou ons doen hierdie berekening, want hier is 'n interessante gevolgtrekking en einde van hierdie storie. Johannes is gebore plus minus 25 Maart. Nou kyk nou mooi hierna. Plus minus 25 Maart.
Met ander woorde, 9 maande voor dit was sy conception. En dan vind ons hierdie in Lukas 1:26. En in die 6de maand van waarin Johannes nou in sy ma se gewees het, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef. 6 maande na die Junie maand waar Johannes se moeder hom begin verwag het. So in die 6de maand kom die engel Gabriël na Maria. Sien jy waar die 6 maande eindig? In Desember. As ons nou 9 maande vat wat in Maria se swangerskap, dan vat dit ons na September toe Jesus gebore is. September. Okay? Die versoening van God en die mens. Ek doen net hierdie gou-gou ter agtergrond. Die mens moet versoenbaar gemaak word, want God is daar, die mens is hier, die mens en God moet by mekaar uitkom. Die mens moet versoenbaar gemaak word. Hy moet die prys betaal vir die ongehoorsaamheid. Die doodsvonnis is die ewige dood, waaruit daar nie 'n opstanding is nie. Hy moet bewys lewer dat hy volmaak kan lewe om versoen te kan word met God. Dis versoenbaar. Dis wat nodig is. Daarom moet hy kan lewe na die dood, die ewige dood. Met ander woorde, die losprys moet dus kan sterwe, hy moet 'n mens wees, en daarna kan lewe, God. En dit is hoekom Jesus die God mens is, die monogenes, the one of a kind. Jy sien, God kon 'n middelaar skep of aanstel om namens hom die versoening te bewerkstellig. Maar God doen dit deur self by die mens uit te kom. Nie net uit te kom nie, maar een van hulle te word deur sy eie seun te gee as 'n losprys. Is dit nie wonderlik nie? Die seun van God aanvaar vrywilliglik die missie. Dit vereis dat hy afstand doen van wie hy is en om die menslike gestalte aan te neem. Hy doen dit vir die mens, hy doen vir die mens wat die mens nie self kon doen nie. Daarom sê Psalm, en hy het my uit die kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Om die prentjie nou te probeer skilder, moet ons kyk na die 7 feeste. Jy onthou die studie van die 7 feeste. Die eerste 3 is die Paasfees, die ongesuurde brood en die eerstelingsgerf, die 14, 15 en 16de. En dan vind ons, hierdie is die godsdienstige feeste. Die 4de ene is die oesfees, wat gedurende Pinkster gebeur het. Dan vind ons in September, Oktober die fees van die trompette. En dan vind ons die fees van die versoendag. Dit was die 10de Tishri. En dan die laaste fees is die Hittefees. Nou die 7 feeste, 6 van hulle is al vervul. Daar's een oor, die Hittefees. Nou die versoendag was die groot dag, die versoendag. Levitikus sê, verder die Here met Moses gespreek en gesê, op die 10de
Luister nou mooi, op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'n Heilige vierdag moet dit vir julle wees. Dan moet julle verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here, julle God. Kyk nou. In 4 voor Christus het die eerste dag van die 7de maand op September 20 geval. Die 10de dag was die versoendag. Kyk nou. Dit begin by 20. As ons 10 dae tel, dan kom ons uit by 29. 29 September. 29 was die versoendag daardie jaar. Jesus was op die versoendag gebore. Op die versoendag. 29 September. Die gemiddelde swangerskap is 280 dae. 280 dae terug bring ons op 25 Desember. Wanneer? 25 Desember. Ongelooflik. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Matteus sê sy is swanger bevind uit die Heilige Gees. Hy wat gelyk was aan God is gelyk gemaak aan die mens. Wanneer? Die inkarnasie van Jesus se menswording. 25 Desember, Kersfeesdag. So 25 Desember is 'n belangrike dag. Die engel Gabriël sê, die Heilige Gees sal oor jou kom. Ek weet nie hoe nie. Maar die Heilige Gees sal oor jou kom. En jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Onthou jy by Abraham en Isak toe hulle opgegaan het om te gaan offer. Toe vra Isak, Vader, die hout en die vuur is hier, maar waar is die lam? Seun, God sal self die lam voorsien. Nou hier is, dit is ongelooflik. Vader, Woord en Gees. Hebreërs sê daar's 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, Woord en die Gees. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan die mens gelyk te wees nie. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword. Kyk nou wat gebeur met die 3. Hy het homself ontledig. Daar's 2 oor. Die Vader en die Heilige Gees. Hy het homself ontledig. En nou die wonderwerk, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, oor Maria. En wat gebeur? Jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. 'n Seun. Seun van God en seun van die mens. Die monogenes. Die verlosser. Ek lees in die ministry, how the Son of God, who had been with the Father from eternity, and who had been the active agent in the creation of the heavens and the earth, could vanish from his vast universe and become a tiny cell
in Mary's womb. Hoe het dit gebeur? Die woord het verdwyn. Hy het homself leeggemaak. En hy het mens geword. There to grow into a perfect babe and in due process of time be born into the world in the form and fashion of a child of man. But having a dual nature, a nature both human and divine, is beyond our finite minds, either to comprehend or to explain. It's beyond what we think. Ons het Sabbatskool begin vanoggend met, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom. En die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Kom ons gaan na Josef en Maria, op pad na Bethlehem. 9 maande voor dit, het die engel Gabriël, is hy gestuur na Maria en gesê, gaan vertel vir haar wat gaan gebeur. Nou is dit amper tyd dat dit gaan gebeur. Hulle is op pad na Bethlehem. Net die beste plek moet gevind word, miskien 'n paleis of 'n herehuis waar die Seun van God gebore sal word. Ek meen, dis die Seun van God wat nou gebore gaan word. Daar moet 'n plekkie wees iewers vir sy geboorte. En dan lees ek, en sy het haar eerstgeborene seun gebaar en hom in doeke toegedraai, in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Can you believe it? Die Seun van God, die koning van die konings word gebore. Daar's die plek. Ek meen, waar is die engel Gabriël nou? Gabriël moes tog seker 'n plekkie gekry het waar Jesus gebore kon word. Daar was nie plek nie. En toe verlede Sondag, vroeg Sondagoggend, kom dit by my op. Daar was nie plek in die herberg nie. Daar was geen ander plek vir die koning van die konings om gebore te word nie. Maar in 'n stal. Hoekom in 'n stal? Hulle kon tog iewers 'n plekkie gemaak het. Ek meen, hy is tog die Seun van God, die koning van die konings. Hulle kon 'n plek, 'n plan gemaak het. Toevallig was daar nie plek nie. En dit is wat Sondag by my opkom. Toevallig? Was dit toevallig? Nee. Toevallig by my op. Hoekom 'n herberg? Hoekom nie 'n herberg nie? Hoekom in 'n stal? In 'n krib? Geen plek in die herberg nie. In 'n stal, in 'n krib, waar diere woon, skape en bokke en beeste. Onthou nou, dis Versoendag, né? Dis die groot Versoendag. En vir die Versoendag is daar 'n offer nodig.
Miskien was daar 'n lammetjie of 2 wat daardie selfde dag gebore is. Dit is ten minste 'n stal vir diere. En Jesus word daar gebore. Miskien was die offer vir die versoendag uit dieselfde stal waar Jesus gebore is. Dan moet hy die sondofferbok slag wat vir die volk bedoel is en sy bloed binnekant die voorhangsel bring en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. Kyk hierdie prentjie. Jesus word gebore in 'n stal. Jesus was op die versoendag gebore. Jesus is die soenoffer, die lam van God. Sien jy dit? Die lam van God word gebore in 'n stal waar daar lammers is. Ek glo van die eerste geluide wat Jesus gehoor het toe hy gebore word, was van 'n lammetjie wat sy mamma soek. Dink, Jesus word gebore en hy maak sy oë oop. En hy kyk en hy sien sy mamma en pappa, maar hy sien diere. Hy sien 'n lammetjie. Die lam van God word gebore op die versoendag in 'n stal. Ek glo dat hierdie was deel van die plan. Dit was nie toevallig dat daar die plek was nie. Hulle kon plek maak. Dis deel van die plan. Dis hoekom Jesus, toe hy groter word, was sy lewe gevleg met skape. Hy sê ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En hy sê ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Johannes 1:29 sê die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy was gebore in 'n stal waar lammers is. Die lam van God. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis en sê: watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. Jesus is nog steeds besig om verlore lammers te soek. Dis hoekom hy u gekry het en vir my gekry het. Hy is die goeie herder. En as hy dit gekry het, sit dit op met blydskap op sy skouers. U sien Jesus ken lammers. Ek het op 'n plaas groot geword. En elke week was daar 'n lam geslag. Ek weet nie of jy al gesien het hoe 'n lam geslag word nie. 'n Skaap geslag word nie. Daar's nie 'n gespartel of 'n geskreeu of 'n geworstel nie. Net 'n gelatenheid. Ek sal nooit die oë vergeet van 'n skaap wat geslag word nie. Amper asof die oë sê, help my asseblief. Jy sien, Adam en Eva moes sterf, hulle het sonde gedoen. Maar hulle het
'n losprys is vir hulle gevind. Adam en Eva was geklee in die vel van die losprys. Die offer was 'n tipe van die lam van God. Die antitype. Die losprys. En ons word geklee in Christus se geregtigheid. Sien u die verband tussen wat met Adam en Eva gebeur het? Hulle was aangetrek met die vel van die offer. En dit is ons kleed van geregtigheid. Christus se geregtigheid. Nou met die titel is die Here sal voorsien. Daar was een keer toe die Here nie kon voorsien nie. Wat sê jy? Ek sê, daar was een keer toe die Here nie kon voorsien nie. Daar was oorlog in sy hart, in Jesus se hart toe hy in Getsemane is. Sal die Seun van God die bitter beker van vernedering en foltering drink? Sal die onskuldige die gevolge dra van die vloek op die sonde ten einde die skuldiges te red? Bewend kom die woorde oor die bleek lippe van Jesus. My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. 3 maal. Die Satan het die hart van Jesus met felle versoekings getuister. Die Heiland kon nie deur die poorte van die graf sien nie. Hy het nie die hoop beleef om as oorwinnaar uit die graf uit op te staan nie, of dat sy Vader die offer sou aanneem nie. 3 keer smeek hy om genade. Jy sien, God kon nie genade betoon aan sy seun en aan die sondaar ook nie. Die straf vir die sonde moes vereffen word en dit is wat die verlosser kom doen het. Hy moes die beker drink sodat die sondaar vry en onskuldig verklaar kon word. Dit was die sondebesef wat die hart, wat die Vader se toorn teen hom as die mens se plaasvervanger ontketen het, wat die beker vir hom so bitter gemaak het, wat die hart van die Seun van God gebreek het, koning van die eeue. Hierdie beker wat hy moes drink. Before the foundations of the world were laid, Christ, the only begotten of God, pledged himself to become the Redeemer of the human race. Should Adam sin? Adam fell, and he who was partaker of the Father's glory before the world was laid aside his royal robe and kingly crown, and stepped down from his high authority to become a babe in Bethlehem. That by passing over the ground where Adam stumbled and fell, he might redeem fallen human beings. Nou lees ek in Faith and Works. Christ's righteousness is accepted in place of man's failure, and God receives, he pardons, justifies the repentant, believing soul, treats him as though he were righteous, and loves him as he loves his Son. This is how faith is accounted righteousness. And the pardoned soul goes on from grace to grace, from light to greater light. Nou wat het gebeur daardie dag, die versoendag? En die wêreld vier die 25ste Desember. Nou ek het hierdie gevind in Adventist Review deur David E. Smith. I said, what happened on Christmas? The God of love, dressed up in our grimy clothes, pulled over his divinity and got in the middle with us. He came all the way down to where we are.
He came all the way down and got in the middle of our pain and grief and toil and temptation. His pure life lived. Christ suffered on the cross. His mighty heart burst from the weight of our disloyalty. And by this awesome means, the grandest gift of all was purchased. It couldn't have happened without his incarnation. That's what happened on Christmas. And it's surely worth celebrating. Love came down and got in the middle. What happened on Christmas? En ek hou nou van hierdie beskrywing. Almighty God entered the body of a pregnant teen, 14, 15, 16 jaar oud. The Son of God, named Wonderful, became woundable. The person of the God family called Counselor was here, soon to submit to a human father's advice. The mighty God set aside his omnipotence to become mighty dependent. The Prince of Peace became a fetus whose agitated toe jabs would be stroked to calmness like every child of Adam, submerged in their mother's womb. What happened? The embryonic Christ child entered this veil of humanity, so we would never doubt that the Creator of all knows how to cry. So, David Smith, so celebrate, exchange gifts. The incarnation of Almighty God occurred just this time. The preborn Jesus came into the human family by choice, so we may have the choice to come into his. I am wowed by the incarnation. But if you're still interested in Jesus' birth, you can easily count a normal 9-month gestation period from his conception at the end of December to the 4th week of September. That birth week would be consistent with the nativity story, when shepherds would still be in the fields before the autumn rains would have driven them indoors. The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. Dan sê sy, I present before you the great, grand monument of mercy and regeneration, salvation and redemption, the Son of God uplifted on the cross. En dan sê sy, this is to be the foundation of every discourse given by our ministers. Jesus moet die sentrale persoon wees in alles wat ons doen. En toe in 2012, 27 Januarie, ek het hierdie gewoonte om vroeg in die môre besig te wees. En terwyl ek besig is met my studie, kom daar gedagtes by my op. En ek het dit net neergeskryf. So hierdie wat ek nou vir u gaan lees, is nie my gedagtes nie. Many years ago, a father and his son went up a mountain to worship. The son asked his father, Father, yes, my son, the fire and the wood are here, but Father, the lamb, where is the lamb? God himself will provide the lamb, my son. Watch the lamb, my son. Many years later, a father and his son went down into a garden to worship. The son pleaded with his father, Father, yes, my son,
the fire and the wood, this cup is here. But Father, the Lamb, please let this cup pass from me. My son, God Himself provides the Lamb. You are the Lamb, my son. This morning, my father and I went into my inner room to worship. I asked my father, Father, yes, my son, the fire and wood, my worship altar is here. But Father, the Lamb, what is there that I can as offer bring? But my son, God Himself provided the Lamb. Christ is your Lamb, my son. Geliefdes, wat is daar op ons altaar? Is dit miskien soos Kain en Abel, Kain wat sy beste werke bring, of soos Abel wat 'n lam bring? Onthou, ons maak 'n stelling, Jesus is op die versoendag gebore. Daar moet 'n waarborg wees. En elke mens ontvang 'n versoeningswaarborg. Jy kan dit aanvaar en jou eie maak of verwerp en weggooi. Die keuse is joue. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Efesiërs sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voordat u en ek gebore is ons name geskrywe in die boek van die lewe. Voor ons gebore is. Die antitype van die versoendag. Jy sien, die versoendag was die tipe, en terloops die tipe is vervul toe die 3 engele boodskap wêreldwyd verkondig is. Die pre-advent oordeel. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Jy sien die aankondiging, daar kom die bruidegom. In die somer van 1844 het duisende tot die verwagtinge gelei om die onmiddellike wederkoms van die Here te verwag. Teen die aangewese tyd het die bruidegom gekom, nie na die aarde soos die mense verwag het nie, maar na die oue van dae in die hemel, na die bruilof, die ontvangs van sy koninkryk. Jy sien, daar is 'n bruilof aan die gang in die hemel. Is ons nog nie by die bruilof nie? Hulle wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur was gesluit. En dan sê dit, terloops, hierdie is hoofstuk 24 van die groot stryd. Hulle sou nie persoonlik by die bruilof teenwoordig wees nie, want die bruilof vind plaas in die hemel terwyl hulle op aarde is. Die navolgers van Christus moet wees soos die wat hulle Here verwag, wanneer hy van die bruilof af terugkom. Jy sien, wanneer Jesus kom hy van die bruilof af. Die bruilof is klaar, verby. Daar is 'n bruilofsfees wat gaan gebeur, maar die bruilof is nou aan die gang. Hulle moet sy werk verstaan en hom deur geloof volg soos hy ingaan voor God. Dit is in hierdie sin dat dit gesê word dat hulle ingaan na die bruilof. Nou die kleed. Deur die huwelikskleed in die gelykenis word die suiwer vlekkelose karakter verteenwoordig wat Christus se ware disippels sal besit. Aan die kerk is gegee dat sy gekleed sal wees in fyn linne, skoon en wit, met geen vlek of rimpel of enige so iets. Die fyn linne, sê die skrif, is die geregtigheid van die
Die wie? Die heiliges. Dit is die geregtigheid van Christus. Sy eie onbevlekte karakter wat deur geloof aan almal gegee word wat hom ontvang as hulle persoonlike verlosser. Die wat red, dit wat red, naamlik Christus se volmaakte geregtigheid, wat geen vlek of rimpel het nie, word toegereken. Imputed. Toegereken. Die geregtigheid wat toebedeel word deur die werking van die Heilige Gees, heilig die gelowige, maar is nie verdienstelik nie. Dit tel nie punte, dit tel niks by tot die feit dat ons gered gaan word nie. Wanneer ons onsself aan hom oorgee en hom as ons verlosser aanvaar, sondig soos ons lewens mag wees, word ons om sy onthalwe as regverdig gereken. Kyk nou hierso. Christus se karakter staan in vir ons karakter. En dan hierdie pragtige belofte. En ons word aanvaar voor God asof ons nie gesondig het nie. Perfect. Die Here sal voorsien. Die Here sal voorsien. Kyk hierso. 3 dinge. Hy voorsien die soenoffer, want u sien dit is die versoendag. Die versoendag. Daar's 'n soenoffer nodig. Daar is iemand nodig om God en die mens bymekaar te bring. Die soenoffer, die lam van God, gebore in 'n krib. Ek hoop dat die gedagte van 'n kribgeboorte vir iets beteken. Dis waar die soenoffer gebore is. Die lam van God. Die bruilofskleed is Jesus se geregtigheid. Die hoëpriester is ons voorspraak in die oordeel. Hy voorsien die lam. Die kleed. U sien toe ons die uitnodiging gekry het na die bruilof toe, was daar 'n geskenk by. Die bruilofskleed. Ons kan dit aantrek of ons kan ons eie maak. U onthou die gelykenis? Toe die koning inkom en daar's iemand wat nie die bruilofskleed aan het nie. Wat gaan ons sê? Die koning het ons die uitnodiging gegee en 'n bruilofskleed. So kyk hier. Hy betaal my skuld. Ek is vry. Ek is bekleed in sy geregtigheid. Hy staan in my plek in die oordeel, my nuwe ID. Hy staan daar as ek in my plek. Ek weet nie wie van u het nog die ID's wat ek uitgegee het. Wie het nog die ID's? Ek sien daar, so 'n paar. En ek het net om ons gedagtes weer te ek het gehoop om nog 'n paar te laat maak, maar die plek was toe. U sien, Romeine 6 sê, die ding is nou 'n bietjie, daai ding is 'n bietjie skeef. Skies. Daai is 'n bietjie stadig. As ons saam met Christus gesterf het, sê Romeine 6 vers 8, sal ons ook saam met hom lewe. En dit is Joey en my voorreg om vir 'n hele paar jaar die gedagte te hê van
om in Christus te wees. Ons is niks, maar in hom. En dis hoe die ID werk. Daar is ons twee, en dis wat gebeur. Ons nuwe ID. Ons het geen ander hoop behalwe dit nie, om in Christus te wees. Lamb of glory, precious Lamb of glory, love's most wondrous story, heart of God's redemption of man, worship the Lamb of glory. Story from God's word that kings and priests and prophets heard. There would be a sacrifice and blood would flow to pay sin's price. Precious Lamb of glory, love's most wondrous story. Of God's redemption of man, worship the Lamb. On the cross, God loved the world, while all the powers of hell were hurled. No one there could stand. The one they saw was Christ the Lamb, precious Lamb of glory, love's most wondrous story. Heart of God's redemption of man, glory to the Lamb, pure as snow I stand, worshiping the Lamb of glory. The saints I will stand eternity, giving thanks to the Lamb of glory. Precious Lamb of glory, love's most wondrous story. Heart of God's redemption of man,
Glory to the Lamb. So I stand worshiping the Lamb. Precious Lamb of glory, Love's most wondrous story. Lord of God's redemption of man, glory to the Lamb. Just all eyes that stand, worshiping the Lamb of glory. The Lamb of glory. Dis die lied wat die verlossers gaan sing eendag. Die Lam van God. Die koning van die konings. Wat afgekom het hier naartoe. Gebore in 'n krib, in 'n stal. Die Lam van God. Dankie Here, vir u groot, onbeskryflike liefde. U wat hoog verhewe is, het neergekom, het afgedaal, het mens geword, een van ons, sodat ons een met God kan word. Dankie Here, vir u groot hart, wat die risiko geloop het, om alles te verloor, sodat u ons kan red. Ons verstaan dit nie. Maar ons weet, Here, dat u is 'n God van liefde. En ek bid, Here, dat terwyl ons voor die deur staan van die nuwe jaar, onbekend, dat ons dit sal ingaan met die wete en die versekering dat ons in u is en dat ons veilig is. Help ons, Here, om getrou te wees aan u. Om elke dag, soos Paulus sê, te sterwe vir self. Om elke dag te sterf en 'n nuwe ondervinding met u te hê, elke dag. Dankie Here vir die groot liefde. Seën ons nou terwyl ons hier uit mekaar uitgaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.